Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 21 November 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek sit vanoggend met 'n diepe wonder oor Suid-Afrika. Dit is vir my duidelik dat die rasse hysteria is besig om op te bou. 'n Mens vind dit al hoe meer en meer op sosiale media, ook van openbare platforms af, waar daar definitief gepraat word en dalk nie doelbewus nie, maar dat dit tog die mere aan beide kante opjaag. Daar is sekere gewoonteoortreders soos Malema, Loslip Malema, wat in die laaste tyd uiters stil is en baie min sê. Ons sien die G20 wat hierdie naweek afskop hier in Johannesburg en ons kan maar net dink dat dit weer een verhoog van vertoon sal wees, van spog gaan wees, van suksespraatjies gaan wees, maar dat die kritiese faktore wat nodig is vir 'n land om te oorleef, vir alle land waar werkloosheid hoogtyd vier, misdaad hoogtyd vier, en die onvermoë van die weermag en die polisie as gevolg van doelbewuste ondergrawing, dat daardie vermoëns uiters beperk raak om die mense te beskerm. Dis vir my duidelik dat ons nie meer 'n afdraaipad het nie. Ons is op daai flyover en die enigste afrit is alreeds by ons verby. So ons kan nie omdraai waar ons is nie. En hier lê 'n baie moeilike tyd voor. Want hierdie retoriek klink al harder en harder en harder. En die vraag wat ek het vanoggend, en dit sluit aan by gisteroggend, toe gesê het, steek hande op, wie van julle glo nog dat Suid-Afrika gaan regkom? Nou ja, Suid-Afrika gaan nie regkom nie. Nie van self nie, nie deur middel van buitelandse hulp nie, nie deur middel van wat ook al nie. Regeringsverandering, dit gaan nie regkom nie. Suid-Afrika sal oorgebou moet word. Maar dit sal moet wees uit die asse van totale vernietiging moet voortkom. In die proses sal daar 'n groot suiwering moet plaasvind. Ons sal in staat heel eerste moet wees om ons mense te beveilig en te beskerm. En daarom is die gedagte aan laagtrek baie belangrik. Maar die laag moet groot genoeg wees om voorsiening te maak vir al ons mense, van waar ons dan vanaf 'n hegte basis kan begin om ons lewens te herbou. Maar eers moet ons hulle veilig kry wanneer hierdie dinge plaasvind. En dit is my so skokkend oor hoeveel mense apaties staan van die probleem af. Baie beskou hulle as te oud. Ander is bloot eenvoudig liberaal, pasifisties georiënteerd. En dan praat ek oor die oud weermagslede veral. As ek kyk na hoe sterk ons SBB groepering staan, is dit vir my baie vertroostend. Maar dit bekommer my dat sekere baie intelligente, baie goed toegeruste leiers van die ou weermag nie na vore kom en nie na die tafel toe wil kom sodat 'n mens
behoorlik kan voorberei nie. Ja, ons het jong manne wat die ding kan doen, wanneer dit nodig raak, maar heel eers het hulle leiding nodig en baie goeie leiding en goeie beplanning. Maar dis asof mense net nie belangstel nie, of net eenvoudig nie glo dat hierdie dinge gaan gebeur nie. En ek vra vir jou, gaan dink diep uit jou eie kennis en agtergrond uit, en kyk na Suid-Afrika en sê vir my in alle eerlikheid dat jy nie die gevaar sien wat ons in Suid-Afrika raak sien nie. Soos ek al dikwels gesê het, once you see it, you cannot unsee it. En is dit asof hierdie globale bedreiging teen ons mense net 'n sneeubal effek het en groter en groter en groter word. Ons het hierdie afgelope week baie gepraat oor moontlik Chinese proxy-oorname. Ons het gepraat van privaat sekuriteitsmaatskappye wat deur sekere ministers wat finansiële voordeel kan trek, gedryf word om sekere aspekte van die weermag of dan die weermag in totaliteit te bestuur en oor te neem. En al daardie fasette is bedreigings wat ons in die oë moet staar. Ons moet dit kan raak sien. Ons moet daarvoor kan beplan. Maar ons sal moet groepeer sodat ons magte kan saamgooi, sodat ons van 'n regte basis af kan voortbou, om te herbou, want uit die asse van vernietiging uit, sal ons weer opstaan. Ons het dit al gedoen in die verlede, na die Boereoorlog, ons sal dit weer doen. Ons kan, want ons is bouers, ons is skeppers, ons is mense wat deur die genade van bo geseën is om te skep, te bou, nie om af te breek nie. Dis baie maklik om af te breek en niks te skep nie. Dis maklik om alles neer te gooi, niks skoon te maak nie, niks op te tel en nie te wonder oor water en sanitasie, riool en die dinge nie. Maar ons is nie so nie. Ons hou van 'n ordelike bestaan. Ons het 'n ordelike kultuur en as ons daai ordelike lewenswyse, daai ordelike bestaan, daai kultuur wil handhaaf, dan sal ons daarvoor moet veg. Dis vir my baie duidelik dat ons sal moet veg vorentoe vir ons oorlewing. Ons sal moet veg om onsself te beskerm en ons sal moet veg vir 'n plek in die son en ons sal moet veg vir Suid-Afrika. Daaroor is daar by my geen twyfel meer nie, want ons is koersvas op pad daarheen. En dit maak nie saak hoe ons wil redeneer nie, of ons daarvan wil deel wees of nie. Soos iemand eendag vir my gesê het, ons verkies om nie deel te wees nie. Nou, wat gaan jy dan doen? As jy die probleem sien aankom en jy's nie georganiseer nie, wat gaan jy doen? Wat is jou plan van aksie? Hoe sien jy jouself oorleef in 'n tydperk wat voor lê? Met 'n Mauser in die hand, by 'n plaashek of ergens om toegang te probeer beperk? Vir hoe lank? Vanoggend wil ek regtig vra dat mense objektief, realisties dink oor die situasie in Suid-Afrika en begin saamkom sodat ons vorentoe uit 'n posisie van mag 'n verenigde front uit kan optree om ons mense te beskerm en te beveilig. As ons dit nie gaan doen nie, is daar vir ons geen hoop nie.
Ons moes dit doen tydens die Bos- en die Grensoorlog. Ons het dit gedoen. Ons is trots daarop. Ons sal dit weer doen, al is ons oud. Maar as dit is wat van ons gevra gaan word, dan sal ons dit doen. En my laaste gedagte vir die dag moet hierdie naweek oorweeg word. Ons sal moet veg vir ons behoud. Daar's reeds verskeie gevegte op verskillende fronte. AfriForum Solidariteit met bewusmaking wêreldwyd. Ernst Roots met sy aksies. Maar dan op die ou einde van die dag gaan al daai aksies ons niks baat as ons nie die vermoë het om onsself effektief te kan beskerm nie. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en mag julle 'n aangename naweek ervaar en mag dit geseën wees vir elkeen van julle en ek is maandagooggend weer terug hier by julle. Dankie.